Kom ons blaai dan in ons Bybels na Deuteronomium hoofstuk 6. Deuteronomium die 6de hoofstuk, ons gaan vers 1 tot 12 uit hierdie pragtige gedeelte saam lees. Goed, dit klink of almal die plek gekry het, ons lees saam. Dit is dan die gebod, die insettinge en die verordeninge wat die Here julle God beveel het om julle te leer, sodat julle dit kan doen in die land waarheen julle oortrek om dit in besit te neem. Dat jy die Here jou God kan vrees om al sy insettinge en sy gebooie wat ek jou beveel te hou. Jy en jou kind en jou kleinkind, jou kindskind, al die dae van jou lewe en dat jou dae verleng kan word. Hoor dan Israel en onderhou dit sorgvuldig, dat dit met jou goed kan gaan en dat jy baie kan vermenigvuldig, soos die Here, die God van jou vaders, jou beloof het. 'n land wat oorloop van melk en honing. Hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê, met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. En jy moet dit jou kinders inskerp en met hulle daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. Ook moet jy dit as 'n teken bind op jou hand. En dit moet as 'n voorhoofsband tussen jou oë wees. En jy moet op die deurposte van jou huis en op die poorte skrywe. En as die Here jou God jou inbring in die land wat hy aan jou vaders Abraham, Isak en Jakob met 'n eed beloof het om jou te gee, groot en mooi stede wat jy nie gebou het nie, in huise vol van allerhande goed wat jy nie gevul het nie, en uitgekapte reënbakke wat jy nie uitgekap het, wingerde en olyfbome wat jy nie geplant het nie, en jy eet en versadig word, neem jou dan in ag dat jy die Here nie vergeet wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het nie. Ons lees tot daar saam uit die kosbare en wonderlike woord van die Here. Kom ons verenig in gebed en ons bid saam asseblief. Ons dierbare Here, baie dankie dat ons in U naam vanmôre hier by mekaar kan wees. Baie dankie dat ons vroeg vanmôre toe ons wakker geword het, reeds in ons harte 'n dankbaarheid en 'n opgewondenheid gehad het om op te kom na die huis van die Here. En as ons praat van die huis van die Here, dan is dit waar die kinders van die Here bymekaar is. Dankie vir U teenwoordigheid. Dankie vir die kosbare woord van God wat U vir ons gegee het. Ja, dat U ons nie wees agtergelaat het nie, maar ook vir ons die Heilige Gees gestuur het, wat op Pinksterdag in die harte van U kinders uitgestort is en wat tot vandag toe in elke weergebore hart sy intrek neem en daar woon. Vader, baie dankie dat ons vanmôre kan bid vir die gemeente hier en die werksaamhede van die gemeente. Ons wil graag vanmôre elke bediening aan U opdra. Ons wil bid dat U dit ryklik sal seën. Vader, ons wil ook vanmôre reeds die Sending Expo aan U opdra en vra, stuur vir ons mense wat met 'n passie vervul kan word vir sendingwerk, vir wêreldevangelisasie. Bring U daardie week naweek mense bymekaar. Ons bid vir elke uitstaller, vir elke sendingorganisasie wat hier sal wees, wat hulle werk hier kom bekendstel. Ons bid vir die finale reëlings wat getref moet word. Dankie Here dat U ons op so 'n wonderlike manier gehelp het met al die reëlings wat getref is. En dit kom nou vinnig nader en ons bid daarvoor.
Ons wil by U vra dat U dit 'n geseënde naweek sal maak. Stuur vir ons Christene, kinders van die Here, broers en susters van wyd en suid oor Pretoria en selfs verder, om hierdie naweek te kom meemaak en deel daaraan te kan hê. Ons eer U daarvoor. Dankie dat ons kan bid vir die evangelisasie. Môre aand het ons weer opleiding. Vader, wil U dit ook in U hande neem en dit ryklik seën. Vader, ons bid vir hulle wat verjaar die week, wees met elke een, seën hulle ook ryklik in hulle nuwe lewensjaar. Ons bid vir hulle wat vir operasies gaan, ons dink aan Jurina, ons wil ook so bid vir Karen wat aansterk na groot operasie, ons bid vir Thuis vanmôre, ons dra oom Attanie op, ons dink aan oom Attie en tannie Antoinette en elke ander een wat vir U so dringend nodig het. Wees U ook met hulle. En ag Here, wil U kosbare hand van genesing oor hulle uitstrek. Kom nou o Heilige Gees, kom breek vir ons U woord oop, seën dit in ons harte en help ons, stel ons in staat dat ons daders van U kosbare woord sal wees. Ons vra dit in Jesus se wonderlike en kragtige naam met danksegging. Amen. Ons het nou die afgelope 3 weke en vanmôre is dit die laaste geleentheid waar ons dan stil staan by die eerste deel van die groot gebod. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou krag. En dis hoekom ek gevra het vir 'n prentjie van iemand wat met sy hande werk. Dit wat ons ook dan vir die Here doen, sal dit ook uit liefde wees. Nou, dit is die groot gebod. Dit is die manier waarop die Here wil hê ons daagliks moet lewe, in liefde vir Hom. 'n brandende, passievolle liefde vir die Here, onse God. En elke keer het ons gesien dat ons liefde vir die Here lei ons dieper as ons na die groot gebod kyk. Dit begin by die hart, waar ons 'n oorgawe van ons harte aan die Here maak. En waarin ons vir die Here sê, Here, ons wil hê, U moet op die troon van ons harte wees. U moet daardie troonposisie van ons harte moet U beklee. Ek wil nie in beheer van my eie lewe wees nie. Ek wil graag hê dat U die koning van my hart moet wees. En daarom wil ek U lief hê met my hele hart. Dis die motivering, liefde vir God. En ek het so gedink hierdie week terwyl ek voorberei, die Heilige Gees wat nou in ons elkeen se harte inkyk, en wat die bedoelinge van ons harte verstaan, en van ons wil, en van ons emosies, en van alles. Hy wat sien vanmôre, wat sien hy in jou hart en in my hart? Sien hy 'n brandende liefde? Sien hy 'n liefde vir God wat wil oorborrel, wat sê, Here, ek het U so lief. Ek het eintlik nie woorde hoe ek dit kan uitdruk en vir U kan sê en aan U kan bewys en kan toon nie. Liefde met jou hele siel, praat van daardie verlange wat ek na die Here het. Ons het by Psalm 42 stil gestaan, soos 'n hert wat smag na waterstrome. So smag my siel na U, o God, om die Here jou God lief te hê met jou hele siel. En dan ook met jou hele verstand. Dat die Here my gedagtes in besit sal neem, omdat ek Hom so lief het. Dat my gedagtes op God gerig sal wees. Dat ek voortdurend aan Hom wil dink, omdat ek Hom so lief het. En bring dit ons dan vanmôre by die laaste dimensie van ons liefde vir God, en dit is dan liefde met al ons krag. Al die krag wat ek binne in my het, daarmee wil ek die Here lief hê. En wat beteken dit? Ek is oortuig, dit beteken dat alles wat God my gegee het, my gawes, my talente, my tyd, my energie, my vermoëns, die invloed wat ek het, my liggaam,
Die stem wat die Here my gegee het. Alles, my hande, my voete. Dat ek die Here daarmee wil dien en daarmee wil lief hê. Sou u met my saamstem, liewe gemeente, dat as ons hierdie liefde waarvan ons die afgelope is, nou vandag die 4de Sondag, as ons hierdie liefde gaan begin uitleef met hart en siel, dan moet daar 'n geweldige ding in ons lewens gebeur. Daar moet 'n ommekeer in ons lewens kom. Jou lewe kan nie dieselfde wees as jy die Here jou God so liefhet nie. En ons doen dit, het ons vir mekaar gesê, natuurlik, omdat die Here ons eerste lief gehad het, omdat hy sy liefde aan ons aan die kruis van Golgotha bewys het. En vanmôre het ons die teken van God se reddende genade gesien en ons gaan net nou saam die teken van sy opbouende genade gaan ons dan saam herdenk. Hoor vanmôre, liefde kan nie net by jou hart bly nie. Dit kan nie net na jou siel toe gaan nie. Dit kan nie net met jou verstand wees nie. Dit moet ook met jou hele krag wees. Met al die krag wat jy in jou het. Dit moet sigbaar word in my dade. Hoe pragtig het ons vanmôre hier in Deuteronomium 6 vers 6 gelees. Hoor hierdie woorde. Hierdie woorde wat ek jou vandag beveel het, moet in jou hart wees. Sien jy dit? Dis waar dit begin. Die Here jou God lief hê met jou hele hart. Dit moet in jou hart wees. Jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit, as jy op pad is, as jy gaan lê, as jy opstaan. Jou liefde vir God moet aan jou kinders bekend word in alle omstandighede. Elke deel van jou lewe. Ook moet jy dit as 'n teken op jou hand bind. Jou doen en late moet spreek van jou liefde vir die Here. En in die eerste plek sien ons vanmôre, as jy die Here jou God liefhet met al jou krag, dan impliseer dit gehoorsaamheid. Jy kan nie sê ek het die Here lief en jy's blaatant ongehoorsaam aan God nie. Dan lieg jy, dan sit nie die waarheid nie. Een van die twee goed is die waarheid. Of 'n lewe van ongehoorsaamheid, of jou liefde aan God wat lei na 'n lewe van gehoorsaamheid. Jesus sê in Johannes 14 vers 15, as julle my liefhet. Kan jy hoor? Hy kom maak 'n toets. Hy kom gee ons 'n toets. As julle my liefhet. Ek is nou amper in die versoeking om te sê, almal wat die Here liefhet, steek op julle hande, maar moet dit asseblief nie doen nie. Die Here weet. As u vanmôre die Here liefhet, en u weet of u hand vir die Here nou op is of nie, hoor wat sê Jesus. Bewaar my gebooie. Dit is eenvoudig. As jy my liefhet, bewaar my gebooie. Moenie sê jy het my lief en jy bewaar nie my gebooie nie. Doen wat ek vir jou sê om te doen. En ek dink dit gee ook vir ons hier die motivering waarom ons vir die Here lewe. Dis liefde. Ek moet nooit vir die Here lewe omdat ek bang is vir hom, dat ek hierdie klomp vrees in my hart het, ek is bang daar gaan sterre uit die hemel uit op my kop val as ek hom nie gehoorsaam nie. Ek is bang, ek het hierdie skuldgevoelens waarmee ek loop, as ek nie die Here dien nie en ek probeer net my skuldgevoelens stil maak en daarom probeer ek maar gehoorsaam wees. Nee, dis ook nie verdienste nie. Ek is nie gehoorsaam aan die Here om daardeur iets te probeer verdien en te sê, ja, kyk hoe gehoorsaam is ek, Here, nou moet u my seën, nou moet u vir my goed wees, nou moet u al hierdie wonderlike dinge in my lewe laat gebeur nie. Dis nie hoekom ek gehoorsaam aan die Here is nie. Nee, Jesus sê, as julle my
liefhet, bewaar my gebooie. Dis die motivering. Dis wat agter my gehoorsaamheid moet skuil. Ware liefde vra altyd, Here, wat behaag U? Wat wil U hê moet ek vir U doen? Hoe kan ek vir U diensbaar wees? Hoe kan ek vir U lewe? Hoe kan ek my lewe meer inrig om God te behaag? Dis wat liefde doen. Ek gebruik altyd die baie dom voorbeeld van waarom gaan ek in die aande na my vrou toe by die huis? Dis omdat ek bang is vir haar. Dit sou absurd wees as jy met 'n vrou trou en jy kom in die aand as jy na werk klaar gewerk het en jy gaan huis toe omdat jy bang is vir jou vrou. Sou absoluut absurd wees. Die reaksie sê vir my, hoe absurd is dit? Né? Hoekom gaan 'n man huis toe in die aand? Omdat hy sy vrou liefhet. Omdat hy graag by haar wil wees. Hy graag tyd saam met haar wil spandeer. En daarom ons gehoorsaamheid aan die Here moet 'n bewys wees van ons liefde vir hom. Ons het vanmôre een van die mooiste liedere wat daar is gesing. Daar's 'n dierbare kruis waar my heiland bewys die liefde wat hy vir my het. Wil jy sien hoe lief God jou het? Kyk na die kruis. Dis hoe lief hy jou het. Dis sy bewys. Wat is u en my bewys? Dat ons die Here ons God liefhet met hart, siel, verstand en krag. Gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid aan die Here. Doen wat sy wil is. Jy weet, ek verstom my altyd hoeveel Christene daar is wat met 'n tipe van 'n ingesteldheid leef wat sê ek kyk hoe min kan ek vir die Here doen en steeds daarmee wegkom. Dis belaglik dat mense so ingesteldheid en daar is so ingestel. Jy kry dit. Daar's baie mense wat sê ek wil kyk hoe min kan ek vir die Here doen en daarmee wegkom. Ek wonder soms of so iemand werklik weergebore is. Werklik gered is. Werklik die Here ken. Here, hoe kan ek u lief hê? Hoe kan ek u gehoorsaam? Dit is so belangrik. In die tweede plek impliseer liefde met al ons krag ook 'n passie vir verlore siele. En nou kan jy dalk wonder hoe op die aarde het hy hierby uitgekom. Dis nou lekker inlegkunde. Ek dink nie so nie. Ek dink dis 'n feit. My liefde vir die Here met al my krag impliseer 'n passie vir verlore gaande siele. Wat is die laaste woorde van Jesus op aarde voordat die hemelvaart plaasgevind het aan sy disippels gewees? Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies. Doen dit al dopende in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en doen dit al lerende. Dis letterlik wat daar staan. Dit is die laaste opdrag. Dit is die groot opdrag. In die ander evangelies, Markus byvoorbeeld, lees ons dat gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan al die mense. Dis God se hart. Dis God se wil dat die evangelie aan al die nasies verkondig moet word. Lukas sê dat bekering en vergifnis van sondes in al die dele verkondig sou word van Jerusalem tot aan die einde van die aarde. So as dit die hart van God is, dat verlore siele gered moet word. Hy sê dit in Esegiel reeds, dat hy geen behaag het in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose hom bekeer en lewe. Dis God se hart, dis God se wil, dis sy plan. As dit sy hart is, en ek het hom lief met al my krag,
dan is dit mos ook my hart. Dan is dit ook mos wat ek graag wil hê. Daarom is dit so belangrik dat ons vanmôre sal kennis neem. My passie vir 'n verlore gaande wêreld is eintlik 'n termometer van my liefde vir God. Hoe lief het ek die Here? Hoe lief het ek sy wil? Hoe graag wil ek sy wil doen in my lewe? Hierdie kerk is op 21 April 1944 gestig met die naam die Nuwe Protestantse Kerk in Afrika. En deur die jare was daar baie verwarring oor hierdie naam en is die naam verwar met ander kerke met soortgelyke name. En in 1986 het die synode van hierdie kerk 'n groot besluit geneem. Ek dink dit was vir daardie manne ook miskien 'n baie emosionele besluit om te neem. En het hulle besluit, hulle gaan die naam maak Evangelies Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika. Hoekom evangelies? Want hierdie kerk het 'n passie vir 'n verlore gaande wêreld. Hierdie kerk wil graag dat 'n verlore gaande wêreld tot bekering moet kom en hulle sondes vergewe moet word en hulle kinders van God moet word. Hulle die gawe van wedergeboorte moet ontvang. Dis hoekom daai woordjie evangelies voor die gereformeerd staan. En ek dink u sal met my saamstem, as ons net 'n naam evangelies is, en nie in werklikheid nie, dan kan ons eintlik maar die evangelies uithaal. Mag die Here ons help dat ons waarlik ook 'n passie vir 'n verlore gaande wêreld sal hê. En in die derde en laaste plek, liefde vir God met al jou krag impliseer 'n volkome oorgawe van alles wat jy is en alles wat jy het aan die Here. Dis wat Dr. Andrew Murray daar in die 1860s gepreek het in die NG Kerk. Dis hoekom daar herlewing was in die NG Kerk in daai jare. Want mense het alles op die altaar vir die Here kom plaas. In vers 4 het ons gelees: Hoor Israel, hoor gemeente van Jesus Christus, die Here onse God is 'n enige Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê, met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Het God dit bedoel toe hy dit laat opteken het? Dis nie maar net woorde wat plek moet volmaak nie, nee. Dis God se bedoeling, dis sy begeerte dat hy kinders, volgelinge sal hê wat hom so lief sal hê. En dan sê die Here vir Moses: jy moet met jou kinders hieroor praat. Jy moet dit by jou kinders inskerp. Wanneer jy in jou huis is, wanneer jy op pad is, wanneer jy opstaan in die oggend, wanneer jy gaan lê in die aand, die hele dag deur met jou kinders besef, pa en ma het die Here hulle God lief met alles wat binne in hulle is. Ander woorde, laat jou liefde vir God oral en altyd in jou lewe sigbaar wees. Deurdat jy daaroor praat en deurdat jy vir die Here lewe. En hoe mooi sê Paulus in Romeine 12 vers 1 vir ons, hy sê, ek vermaan julle dan by die ontferminge van God. Die feit dat God hom so oor ons ontferm het, dat hy sy seun vir ons gegee het, dat Jesus aan die kruis vir ons gesterf het. Op grond daarvan, sê Paulus, vermaan ek julle, roep ek julle op, dat julle julle liggame stel as lewende, heilige en aan God welgevallige offers. Dit is julle redelike godsdiens. Dit is wat logies sin maak in die lig van wat Jesus vir ons gedoen het. My hele lewe, alles behoort aan die Here. Vriende, daar bestaan nie 'n geestelike faset Sondag,
en dan 'n sekulêre faset die ander 6 dae van die week nie. Dan mis jy die punt. Dan mis jy God se doel. 7 dae 'n week wil die Here hê, moet ons hom lief hê met ons hele hart, ons hele siel, ons hele verstand en al ons krag. Kom ons sluit af. Wat beteken dit om die Here jou God lief te hê met al jou krag? Dit beteken gehoorsaamheid. Dit beteken 'n passie vir 'n verlore gaande wêreld. Dit beteken 'n volkomme oorgawe aan die Here. My hart behoort aan die Here. My siel verlang na die Here. My verstand dink aan die Here en in my krag leef ek vir die Here. Ek kan met ander woorde daardie pragtige Halleluja lied 286 met 'n eerlike hart sing. Doen slegs U wil, Heer. U wil met Rian. Dis die maklike manier om die lied te sing. Of met Callie. Nee, doen slegs U wil, Heer. U wil met my. Amen.